Goeiemôre. Ja, het is lekker om almal te sing in die huis van die Here. Het is so lekker om familie te wees. En ek besef in die laaste dae begin die Here al hoe meer met my praat oor ons is huis, ons is familie. Die Here sê in die Psalm selfs, hy sê die weduwee en die wees in 'n huisgesin, is dit nie awesome nie? En ek weet ek sê dit baie, maar ek waardeer elkeen van julle, ek waardeer hierdie familie van ons. Julle is kosbaar vir ons. Toe ons 'n bietjie met verlof was baie lekker. Lekker in die see gestaan en vis gevang. Maar as jy so rondgaan daar, dan besef ons net hoe spesiaal is julle. Regtig. Julle het iets en julle dra iets in julle gees wat so kosbaar is. En dankie dat julle so getrou is. En ja, mag die Here ons saam bind in sy liefde, dat ons sal besef ons is lewende stene. Ons het mekaar nodig. Kom ons bid net saam. Ja, dankie Here vir die grootheid, die goedheid. Vader, vanmôre wil ons verklaar, soos almal gesê het, U is God. Daar's niemand buite U nie, bo U nie, nie in hierdie wêreld, die toekomstige nie. U alleen is God. U heers in al die mag, majesteit, heerlikheid. En U koninkryk is 'n ewige koninkryk. Niemand kan naas U genoem word eers nie, Here. U is die hoog en die verhewene. Ontvang al ons lof en eer vanmôre. Heilige Gees, ons verwelkom U in ons midde. Dankie dat U in ons woon. Dankie dat U vanmôre ons harte oopmaak en voorberei om te ontvang dit wat U vir ons vanmôre wil sê. Ek wil vra Heilige Gees dat U vanmôre, ja, dat U woord die deur van die evangelie sal oopmaak vanmôre. Dat ons kan ontvang wat op U Vader hart is, Vader. O, ons wil sê U is so welkom. So welkom. Ons verwelkom U in ons midde. In die naam van Jesus Christus. Amen. Vanmôre wil ek begin by die begin. Dit is altyd 'n goeie plek om te begin, hè? Dat dink by aan The Sound of Music. You start at the very beginning. Maar kom ons gaan na Genesis 1 toe vanmôre. Het was my so awesome, al die liedjies wat ons gesing het, gaan oor die grootheid van die Here, sy heerskappy. Hy het alles geskape. Dit was my so bevestiging in die woord wat lewend is. So mooi. In Genesis 1 wil ek net so 'n paar versies lees. Dis die skepping, die werk van die Here soos wat julle ken. Ons gaan net so 'n paar versies lees. Vers 1 sê, in die begin het God die hemel en die aarde gemaak. So voor God was daar niemand nie, niks het voor hom iets gemaak nie. In die begin het God. En dis dit, God het hierdie hemel en aarde gemaak. En die aarde was woes en leeg en die duisternis was op die wêreldvloed. En die gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis. En God het die lig dag genoem en die duisternis het hy nag genoem. En dit was aand en dit was môre die eerste dag. En dan gaan die Here aan, hy maak die uitspansel, hy maak die voëls, hy maak die visse van die see, al daai dinge. En in hierdie wat ek nou gelees het, wil ek net uitlig. God het die aarde geskape. Hy is die skepper. Niemand anders nie. Tweedens, die Here het dag en nag gemaak. Hy het skeiding gebring, gesê, dis nou dag, dis nou nag. En weet jy, toe berei die aarde voor, en toe maak hy voëls wat ons sien kan geniet, en hy maak visse wat ons kan vang en kan mooi na kyk. So die Here maak alles vir ons wonderbaarlik. En in dit praat die Here met my en sê vir my, hy maak nie iets, net vir iets nie. Die Here maak goed dat ons dit kan geniet, maar die Here het 'n doel en 'n plan met alles. Selfs die blomme wat hy maak, toe ek nou 'n bietjie gaan oplees oor die menslike DNA. Dis so interessant vir my. Weet jy dat daar sekere voëls wat net sekere kleure kan sien? Die Here het ons so gemaak. Daarom is kleur selfs belangrik. Jy hou van blou, geel, pink, pers en dis amazing. Maar sekere diere word aangetrek na sekere kleure. So die Here stel belang in die kleinste detail en hy het 'n doel met alles. En ja, so wil ek vir julle ook sê, toe jy gemaak is, het die Here in die kleinste detail van jou DNA belang gestel. Die kleinste detail. Hy het alles daar gesit vir 'n rede. Jou DNA, ek is nou nie, gaan nou nie fisiologies raak nie, jy het 'n fisioterapeute, 2 onder ons hierso. Ja, maar wat ek wil sê, die DNA wat jou samestelling het, bevat onder andere ook
jou vermoëns, dit wat jy, ons noem dit Engels 'n skill wat jy gaan hê, dit is ook in jou ingebou. Selfs dit. En hoe jou persoonlikheid, daai goed is ingebou in jou DNA. En as jy kinders het, die helfte sê hulle kom van die ma en die helfte van die pa, so julle is gelyk. Maar dis interessant vir my, baie interessant vir my dat ek dit sien. Toe besef ek net, selfs in ons, die Here sê in Psalm 139, in jou moederskoot het ek jou geweef. Daai weef beteken, God was so intens betrokke. Want jy weef met jou hande, hy het jou geweef in jou moederskoot, jou bymekaar gesit. Elke deeltjie. Hy sê, en dan is daar in 'n boek, daar oor jou geskrywe. Julle kyk my, kom ons gaan net na die woord. Psalm 139, dis so mooi, kom ons lees net daai stukkie. Ek wil net dit vir julle uithaal. Psalm 139, ek dink van julle kan dit seker uit julle kop sê, maar hoor net hierdie mooi gedeelte. Psalm 139, vers 16. U oë het my ongevormde klomp gesien, en in 'n boek is hulle almal opgeskrywe. Daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Is dit nie wonderlik nie? Maak my so opgewonde. Die Here sien jou einde, dan begin hy met jou. Ons sien dit met Jesus. Hy het Openbaring gesê wat gaan wees in die einddae, en toe kom Jesus en hy sterf vir ons en hy vervul die profetiese woorde wat reeds gespreek was, wat wys op die einde. So ek wil vir jou ook sê met jou lewe, die Here het daar van jou in 'n boek geskrywe wat jy wel gaan bereik, want God se hart vir jou is dat jy suksesvol sal wees. Jou sukses is vir God baie belangrik. En God het jou so gemaak om suksesvol te wees. Hoekom? Want hy het in jou dit gesit. Hy het in jou gesit. Daai DNA wat hy weet jy nodig het. Wat is die verskil? Die verskil is, as ek in dit beweeg wat God vir my het, kan daai dae wat in die boek geskryf is in vervulling gaan en kan ek die sukses bereik. Maar baie kere volg ons nie die woord nie. Ons doen ons eie ding, wat dan? Dan ervaar ons die sukses nie, ons ervaar nie sekere dinge nie, en dan sê ons, oeg, waar is die Here? Maar intussen sê die Here, waar is jy? Is jy nog waar ek jou gesit het om te wees? En in die einde van die jaar dink ek net, baie kere sê ons altyd, ons gaan 'n voorraadopname maak, maar het is baie keer goed om net stil te staan, op die praktiese, eenvoudige goed om te besef, ek is hier vir 'n doel op aarde, want God het almal gemaak en alles gemaak vir 'n doel. Is ek nog by dit wat God gesê het? Wie van julle, as julle iets koop, lees die boekie oor die produk wat jy gekoop het? Kom ons kyk, wie lees die boekie? Wie lees die instruksies? Hier's 'n paar pluggies, is wonderlik. Wonderlik. Dis manne wat weet wat, almal van ons, as jy, dis die maklikste, as jy 'n nuwe, sê nou maar, ons sê jy koop 'n nuwe haartang vir die dames, of die man koop 'n drill, 'n boor. Die eerste ding wat jy doen, jy pluk hom in die muur en jy gaan. Jy lees nie dat hulle sê, hierdie ding moet jy nie in die water sit, byvoorbeeld. Hierdie ding moet jy nie, en hulle sê dit nie om jou te weerhou nie. Hulle sê moenie vir 'n rede, want as jy doen, gaan jy die produk beskadig. Maar ons gaan net aan en op 'n dag kom jy agter, jog, iets werk nou nie lekker nie, en dan gaan jy na die manual toe. Dan kyk jy op bladsy 7, sê hulle iets oor die binnekant van hierdie ding, en kom jy agter, oh, my jene, hy het 'n tweede knopjie, ek moes hom ook gedruk het. Dan werk hy. Byvoorbeeld. En so is ons in die lewe, en ek praat met myself. Ons gaan aan met die lewe gaan aan met ons, en dan kom ons op 'n plek wat ons nie meer, ons maak besluite en dinge, ons hou nie by die handboek nie. Die een wat ons gemaak het, want die een wat hom maak, weet hoe werk hy, daarom gee hy vir jou instruksies, hoe om dit te gebruik. Hoekom? Nie om jou te weerhou en dat jy nie lekker tye kan hê nie, maar sodat jy nie foute maak nie, sodat jy nie verkeerde dinge doen nie, om jou te beskerm. En dis hoekom hulle sê, moenie die dinge in die water druk nie. Want as dit gebeur, gaan jy 'n skokwekkende ervaring hê, as jou hand daar indruk, want dit is gevaarlik. En net so wil die Here vir ons vandag sê, hy het ons geskape met 'n doel. En hy wil graag ons moet hou by die woord. Want in die begin, toe hy die aarde geskape het, het hy alles in plek gesit. En toe sit hy die mense op, maar hy het alles met 'n doel gemaak. En weet jy wat vir my so mooi, daar was 'n tweede skepping. Ek wil dit nou so sê. Die dag toe jy en ek gewetbaar is ons niet gemaak. Toe dan weer, en is interessant dat hy lig en duisternis skei. En met jou wedergeboorte het God gesê, en hy praat in Jesaja 60,
duisternis sal oor jou wees, maar in jou sal die lig opgaan. Wonderbaarlik, né? Jesus is die woord het ons gesing en is waar, en hy is die lig wat gekom het vir die wêreld. Hoekom? Want daar was duisternis, geestelik. Ons het dood gegaan, toe stuur hy weer die lig, om ons te kom verlig, sê hy. Hoekom? Dat ons weer die pad kan vind, na sy doel vir ons lewe, want hy wil ons gebruik. Die Here het jou nie net hier gesit, dat jy, verskoon nou die uitdrukking, soos 'n potplant, net kan staan en mooi lyk nie. Dis nie God se hart nie. God se hart vir jou is, jy is hier vir 'n verskil, om 'n verskil te maak, want weet jy wat is sy koninkryk? En die belangrikste is, die ou wat die produk maak, sê nou maar in die ou dae was dit Bosch of wat te maak ook al nou deesdae, Apple wat bekend is. Al hierdie instruksies gee hulle vir jou, hoekom? Dat jy die produk reg gebruik, hoekom? Sodat hulle naam nie besvader sal word, dat jy vir mense sê, ag hierdie is gemors man, jy gebruik hom eenmaal, dan gee jy in nie. Hulle naam is belangrik vir hulle, want die produk moet verkoop word, en hulle sit hulle eer, as ek het so kan stel, 'n vakmanskap in 'n naam. En net so het Jesus gekom, en hy sê, daar is 'n naam by elke naam. Sy naam is Jesus. En ek en jy, as ons wederbaar is, wil ek nou op 'n mooi manier sê, is produkte van God se koninkryk. Ons verteenwoordig nou die maker wat my gemaak het. Weet jy? En ek moet sy naam eer. Jesus sê, Vader, ek het U kom verheerlik, soos U gevra het. En ek verheerlik hulle nou, sodat hulle U sal verheerlik. Hoekom? Dis ons skepingsdoel. Nie hoe oulik ek is, met alles wat ek het nie, maar alles wat ek het, moet ek gebruik tot lof en eer van sy naam. Dis wat hy vra. Wat hy sê, Vader, ek verheerlik U, sê Jesus. Ek het gekom om te doen wat U sê. En so maklik as ons besig raak, dan verheerlik ons nie meer wat ons doen. En ek verwys na myself, onbewustelik, nie eens dat jy as prins die Here wil iets doen, of hom wil skade doen nie, maar jy raak baie keer so besig, dat onbewustelik hou jy nie by die reëls, en dan gebeur dinge in jou lewe nie. En die Here wil jou gebruik, maar jy is op 'n plek, dat die Here jou kan gebruik nie. En wat gebeur? Die koninkryk ly skade. Hoekom? Omdat ek nie toelaat dat God my gebruik vir wat hy my wil gebruik nie. En ek wil net ietsie hierso vir julle lees wat iemand geskryf het. Hy sê, seed grows, it is its design. The potential is in the seed. Its own success is built into it. En dit was vir my so mooi. Dan praat die Here van ons mosterdsaadjie. Dit is 'n klein dingetjie. Maar dit hang nie van die vorm van die saad, dit hang van die potensiaal in die saad af, wat hy gaan word. En as jy nou 'n vyeboom is, hoor vir my mooi, en ek wil jou bemoedig en aanspreek, moenie iets anders probeer wees nie. Jy gaan sukkel deur die lewe as jy appels wil dra en jy moet vye dra. Kom op 'n plek wat jy sê, Here, ek gaan die instruksies eerstens lees, wat U van my sê, wat U van my verwag. En Here, as U sê, ek is 'n appelboom, byvoorbeeld, ek is 'n dienaar, ek moet mense dien, gaan ek mense dien. Ek gaan nie 'n vyeboom wil wees en probeer byvoorbeeld om te gaan sing, as ek nie die stem daarvoor het nie. Jy gaan nie net jou eie oor nie, maar ander mense se oor ook seer maak, maar God het in jou alles gesit wat jy nodig het. Alles wat jy nodig het. Die volle potensiaal. Wat maak daai saadjie suksesvol, dink julle? Die grond waarin hy geplant word. So ons harte is die grond. En as ons harte ontvanklik is vir die woord van God, dan kan die saad val. En dan kan die saad groei. En julle ken die gelykenis van die saaier. So dit hang af van jou saad. En ek wil vandag vir jou sê, soos wat ek ook nou weer voorraadopname doen. Hoe ontvanklik is my grond nog vir die saad van die Here? Is ek nog sensitief vir sy stem? Is ek nog oop daarvoor? En die Here het my daarmee uitgedaag, en ek wil vir jou ook net sê, ek dink is goeie tyd om 'n bietjie opname te maak vir ons. Om uit te vind, Here, is ek nog op die regte plek? Doen ek nog wat U sê? Maar die belangrikste van alles vir my, is dat die Here het ons gemaak om 'n familie te wees tot lof van sy heerlikheid. Elkeen van ons dra iets. En saam is ons iets, maar alleen gaan ons nie kan standhou nie.
En ek wil vir julle vat na die bekende skrifgie, na 1 Petrus. Kom ons gaan na 1 Petrus toe. 1 Petrus 9. Ag, ekskuus, 1 Petrus 2, vers 9, daar is nie 9 hoofstukke nie. In Petrus 2 vers 9 sê die Here hierso: maar julle is 'n uitverkore geslag. Hoor jy die doel? Hoor jy die doel van jou? Hy het jou uitverkies. 'n koninklike priesterdom. Hoor jy waarvoor is jy geroep? 'n heilige volk. 'n volk as eiendom verkry. Wat? Hoekom? Ons weet dit. Om te verkondig die deugde van hom, wat julle waar gaan haal het, uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbaarlike rig. Hier sien ons. Soos in die skepping, het die Here in ons geskep, en die Here het ons verander. Hy het sy lig in ons harte geskyn, sodat ons dit kan doen waartoe hy ons geroep het. Hy het ons weer kom herstel, om ons visie te herstel. So vanoggend wil ek jou uitdaging sê. As ek byvoorbeeld na jou kyk, sê nou maar, Elmien, ek gaan jou gebruik as 'n voorbeeld. Sê nou, kyk na Elmien. Ek sien Elmien, maar ek sien nie die volheid van Elmien nie. Net die Here weet wat jou volheid. Jy self weet nie eers nie. Hoe kry ek die volheid in Christus Jesus? Ons almal weet ek laat toe dat die Heilige Gees my dag vir dag lei. Maar jy's meer as wat jy self weet. Ek wil jou aanmoedig en uitdaag om te sê, jy dra meer, jy is meer as wat jy oor jouself dink. God sien nie in jou 'n saad nie. Weet jy wat, as God na jou kyk, sien hy 'n boom. Maar ons partykeer, die dinge in ons lewens sien ons die boom, ag die saad. Maar jy's 'n boom. God sien die potensiaal. So vanmôre wil ek vir jou sê, God droom oor jou. God het 'n droom in sy hart oor jou. En net jy kan dit vervul, weet jy? Die Here soek nie iemand anders nie, net jy. En ek wil vir jou aanmoedig om te sê, alles wat jy nodig het, is in jou in. Al wat dit kan weerhou, is wanneer jy, soos baie van ons maak, jy lees nie die instruksieboek nie. Weet jy, gaan nie na die instruksieboek nie. En weet jy wat, as jy 'n produk koop en daar is 'n gebrek aan dit, ek kry net 'n default, maar as iets stikkend is in hom. Weet jy wat sê hulle vir jou? Jy mag hom nie oopmaak nie. As jy hom oopmaak, verloor jy jou warranty, jou garantie, jy verloor alles. As jy daai produk self probeer fix. Hulle sê jy moet hom toemaak, vat hom na 'n vervaardiger wat geregistreer is om aan daai produk te werk. En so wil ek ook vir jou vandag sê, jy is gemaak, as jy gelees in Genesis, jy is gemaak na sy beeld, na sy gelykenis. Dis wat jy het, dis jou DNA. En weet jy wat, moenie jouself probeer fix nie, wil ek nou so stel. As daar iets in jou lewe is wat jy deurwerk vandag, as daar iets is in jou lewe wat moeilik is, kom voor die Here. Gaan na die een wat jou gemaak het. Sê, Here, hier's ek. Ek lê alles voor U neer, ek kan nie. Want in ons eie krag kan ons nie, daarom is die Heilige Gees daar. En spandeer tyd en sê, Here, wys my. Waar is iets fout? Want die Here weet, want hy het jou gemaak. Moenie self planne maak nie. Want die Here sê, ons het baie planne, maar die Here rig ons voetstappe. So jy kan kies. Jy kan kies, wil jy bietjie op 'n harder pad loop, of gaan jy toelaat dat God jou vorm? En dit gaan baie keer nie als wees wat jy wil hoor nie, maar dit gaan goed wees as jy dit doen. Want die Here het net die goeie vir jou in store. En Chris se bekende versie, Efesiërs 2 vers 10 het ek gaan uithaal uit 'n paar vertalings. Ek wil dit graag vir jou lees. Dis God se hart vir jou. Ek gaan dit vir jou lees uit die Amplified in die Passion Translation. Efesiërs 2 vers 10. En ek wil hom vandag hoor wat die woord sê. For we, jy kan sê ek, are his workmanship, his own masterwork, a work of art. Jy's 'n kunststuk vir God. Hy's mal oor jou. Created in Christ Jesus, reborn from above, spiritually transformed, renewed, ready to be used. Jy is gereed. Nie omdat jy so oulik is nie, maar met God se potensiaal in jou as saad is. Is jy gereed om te doen wat hy van jou vra? En dan sê hy hier verder, for good works, nie slegte goed nie, vir goeie werke, which he prepared for us before and taking paths which he set, so that we would walk in them, living the good life which he prearranged
and make ready for us. Ons het gesing in Psalm 139, hy het reeds jou daar bepaal. Hy het reeds betaal vir alles vir jou, hy het reeds voorsien vir alles vir jou. Ek wil eintlik sê, iemand het so gestel, die Here het jou gemaak, jou einde, toe gaan hy terug, en hy laat jou gebore word. So wat ek wil sê, in hom kan jy nie faal nie. In hom is jy suksesvol. So hy vra jou net, daar is jou eindbestemming, jou daar is klaar geskrywe, wandel nou in hierdie goeie werke wat ek vir jou het, sodat jy jou bestemming in my kan bereik. Is dit nie wonderlik nie? Die Here gee sy, ek wil sê garantie in Jesus Christus, in die Heilige Gees, waarmee jou verseël het, dat jy gaan nie uitkom, as jy hom vertrou. Jy gaan daar uitkom. So ek jou bemoedig vandag en sê, maak nie saak wat so fout of dinge jy gedoen het in jou lewe nie. Kom net terug na hom. Hoor net hoe mooi sê die Passion Translation dit. We have become his poetry, a recreated people, but will fulfill the destiny he has given each of us. For we are joined to Jesus, the anointed one. Even before we were born, God planned in advance our destiny and the good works we would do to fulfill it. Wow. Dit bemoedig my baie bemoedig vir my, en ek hoop dit bemoedig julle ook om te weet, die Here sê, hy het alles voorberei. Jy kan net daarin wandel, hy het alles vir jou neergelê, wandel net daarin. En baie kere gebeur goed, ek sê nou nie die lewe om ons gebeur nie, en ons weet, soos Christus sê, ons het 'n vyand, daar's omstandighede, maar as jy vashou aan die woord, wat ons gesing het van, in Johannes 1 sê, die woord is die lig in die waarheid. En dan gaan jy deur 'n donkerte, wandel in die lig, te midde van die donkerte. En jy gaan nie uitkom, want God sê vir jou, ek het klaar alles bepaal, jy gaan nie uitkom, as jy vashou en volhou, en saam met my loop. So wat sê ek vanmôre vir ons? Ek wil sê, God is die skepper van alles. Hy het in die begin alles gemaak. Hy het alles gemaak met 'n doel, selfs die voëls, die kleure, vir voëls, vir diere, so spesifiek. En net so spesifiek is sy hand op jou vanmôre. Elkeen van julle. Julle kan julle fisiese roeping uitlewe, maar in sy koninkryk het hy ook vir jou 'n spesifieke doel, wat net jy kan vervul. Want jy's uniek. En hy sê, hy het jou gepredestined, so hy het jou bestemming gemaak en toe vorm hy in jou moederskoot. En ons weet, hy sê, hy was betrokke van die begin af. Want toe hy gewee was hy betrokke. En sy hand bly op jou, en hy sê in Filippense 1:9, die goeie werk, of vers 6, wat aan jou begin het, sal hy voleindig. God beloof jou. So ek wil vandag vir jou sê, moenie jouself sien as 'n saad nie. Jy's 'n boom. En ek wil vir jou sê, dis die tyd vir ons, om vir die wêreld daar buite, 'n skaduwee te wees, 'n vrug te wees. En die fontein van lewe wat jou in is, om iemand wat dors het, water te gee. Daar buite is baie mense wat deur droë tye gaan. Onder ons is familie, ons boeties en sissies. Kom ons wees weer familie. Want weet jy wat, Jesus het gesê, ek gaan om vir julle plek voor te berei. In my Vader se huis. Hierdie huis is nie ons huis nie. Hierdie is God se huis. Daarom gaan dit nie oor Chris rou na die leierskap, nee. Hierdie is die huis van die Here. Dis ons Vader se huis. Ons is boeties en sissies in ons Vader se huis. Daarom doen ons wat die woord sê. En as ek vir julle sê, julle moet mekaar lief hê, is dit moeilik vir jou? Probeer. Want die Here sê, hy sê so ver moontlik leef in vrede met al die mense saam. Probeer versoening doen. Hy sê jy die bediening van versoening. En as jy verskil van iemand, probeer om in liefde te verskil, byvoorbeeld. Ek sê dit nie. Die Vader vra dit, sy huisreëls. So ek kan nie my huisreëls hier kom toepas nie. As jy in my huis is, moet jy doen wat ek sê, want dit is my huis. En as ek in jou huis is, gaan ek doen wat jy sê, en ek kan nie sommer gaan in jou yskas en kos uithaal en myself help, en jy sal dink, ja, wat gaan met jou? Wie gee jou die reg? Maar in Vader se huis, as kinders van God, deur die Heilige Gees gee ons die reg om te deel aan sy koninkryk, maar hy sê, ons is familie. En ek wil julle aanmoedig, dis my begeerte vir ons, en my gebed vir ons, dat ons as Agape sal bly. Dat ons liefde vir mekaar, eerstens vir die Here, liefde vir mekaar sal hê. Dat ons sal besef, ons elkeen dra iets, wat hierdie huis bou, want ons is stene.
En as jy nie jou toelaat dat die Here jou inbou, is daar 'n gat. En die huis is net so sterk soos wat die gebou is waarop hy gebou is. So ek wil julle aanmoedig om te sê, kom vanmôre en kom ons sê vir die Here, Here, al het ons miskien afgedwaal, al het ons miskien te besig geraak en U gemis. Vanmôre maak ons 'n keuse om te sê, Here, dis U huis. Ons sal doen wat U sê. Dis U huis. Ons sal U eer. U sal verheerlik word. Soos wat Jesus gesê het, ek kom om U wil te doen, Vader, word verheerlik. En Johannes 15 sê, hoe verheerlik ons hom? Hy sê deur vrug te dra. Johannes 15 sê, as jy veel vrug dra, word die Vader verheerlik. So ek wil vir julle aanmoedig om te sê, ons is baie dankbaar, regtig, ek sê dit net nie. Julle is kosbaar vir ons en ons bid vir julle en ons dank die Here vir elkeen van julle. En dit is 'n voorreg vir ons om die woord te kan bedien en om julle te kan lief hê. Is nooit ons reg nie, maar dit is ons Vader se huis. En ons begeerte is, al maak ons foute en ons doen, vergewe ons as ons dit doen, maar ons begeerte is dat elkeen van julle daai potensiaal, daai saad in julle sal ontkiem en dat julle bome gaan word van geregtigheid. 'n Planting in hierdie huis van die Here. Dis ons hart vir julle. En dis ons begeerte en gebed. En daarom wil ek vir julle sê, moenie jouself sien as 'n saad nie. Jy weet nie eens wat jy is nie. Jy's baie meer. Jy's baie meer in jou. God het jou 'n wenner gemaak. Hy sê jy's meer as 'n wenner. Dis wie jy is. God in jou is die verskil. En jy's gemaak om anders te wees. Jou DNA. En as jy hard lag en jy irriteer 'n ou wat nie van hou as iemand hard lag nie, lag hard. Ander mense gaan jou geniet. Jy's gemaak vir 'n ander groep dan byvoorbeeld. En as jy ietsie anders te doen wat ander mense nie van hou nie en dit is jou persoonlikheid. Ek sê ons moenie aanpasbaar wees nie. Moet nou nie wild gaan en sê okay die Here sê nie. Maar ek bedoel, julle verstaan wat ek bedoel met julle geaardheid. Elkeen het 'n ietsie. Ons elkeen dra iets besonders, maar dit maak jou uniek. Dit maak jou so uniek. En as ek na julle kyk en ek ken van julle al 'n paar jaar en jare, dan kan ek in elkeen van julle sien hierdie net dit, daai net dit en dit maak my opgewonde. En as ek sien julle gebruik dit en julle dien en julle doen dit en julle is by mense betrokke, dit is lekker om te sien hoe hierdie boom ontwikkel en sy vrugte verander gee. En dit maak die Vader se hart bly. Want jy's op hierdie aarde nie vir jouself nie. Jammer om te sê. As jy gedink het jy's hier om die volgende Elon Musk te word, sorry. Die Here wil jou seën, hy wil jy moet voorspoedig wees, maar dis nie sy hart nie. Sy hart is dat jy in sy huis, in sy koninkryk, dit sal wees wat hy jou geroep het om te wees. Sy sukses verskil van die wêreld, alhoewel hy jou seën in die wêreld. Want weet jy, eendag as jy jou laaste asem hier uitblaas en oorstap, dan los jy alles. Jy los alles. Wat vat jy saam? Die mense om jou. Dit wat jy geïmpakteer het, dit vat jy saam. Maar weet jy, al die ander oulike goedjies, alles bly agter. Iemand, en as jy dood is, gaan mense nie aan jou dink, jy was hierdie skatryk man nie. Laat hulle jou onthou as iemand wat dit gedoen het vir ander, wat liefdevol was, dat hulle die mens raak sien in hierdie dinge nie. Want dit was Jesus. Weet julle, Jesus het nie 'n wonderlike lewe in die wêreld gehad nie. Hulle het hom geslaan, op hom gespoeg, gesê hy is 'n wynsuiper, ons het daaroor gepraat. Jesus was die seun van 'n carpenter, ek kry nie regte woord nie, skrynwerker, dankie, van 'n skrynwerker. Hy was nie eers hierdie befaamde mens nie. Dit was die seun van Josef en Maria. Hy het gesê, dis die seun, hy is die Nasareëner, die seun van Josef en Maria. Dit was wat hulle van hom gesê het. En hulle kan van jou ook sê, ag man, Sarisa, ek gaan jou nog gebruik. Dis Sarisa, dis die dogter van Elmien, so wat. Maar God sê nie dit nie. God sê, Sarisa, in jou het ek soveel gedeponeer en jy gaan enige verskil in hierdie wêreld maak oor dit wat jy dra in jou gees
en dit wat in jou gesit het. Jy gaan mense nie fisies aanraak nie, maar as jy hand op mense lê, gaan jy geestelik impakteer met dit wat ek in jou sit. So, wees vandag saam met my, wil ek sê opgewonde om te besef. Jy is nie maar net nie. Jy is belangrik. Jy is belangrik vir die huis van die Vader en vir ons. En ek wil daarmee afsluit om te sê, mag ons, as ons voorraad opneem, ek wil daarmee eindig, kom ons doen voorraadopname. Ek en jyself. Kom ons gaan staan voor die Here en sê, Here, nie fisies, dat jy na jou huis toe gaan, jou kaste oop, nie daai voorraadopname nie. Ek praat vandag. Kom ons staan, ons is in hierdie huis van ons Vader, kom ons gaan staan voor die Vader, en ons sê vir hom, Here, wys vir my. Wat is daar by my, wat nie by my hoort nie? Wat ek probeer om 'n appelboom te wees, maak se vy. Help my om die volheid van hierdie vy te word, dat dit sal groei. Ek maak my hart oop, dat dit vrugbare grond sal wees. Al die beloftes wat U vir my gesê het, dat ek dit sal vasmaak en dit sal begin leef in my lewe, sodat ek 'n boom kan word. Dat ek ander wat U om my gesit het, wat vye nodig het, dat hulle kan kom vye haal wanneer die tyd kom. Want U het my voorberei vir goeie werke, om daarin te wandel, sodat U daardeur verheerlik sal word. Dit is God se plan vir ons lewens, dat hy en alles verheerlik sal word. So kom ons gaan en ons doen, ek gaan nou afsluit, maar ek wil vra, vanmiddag as jy tyd het of vanaand, hoe ook al jou program is, maak tyd en sê Heilige Gees, wys vir my. U het my gemaak, wys vir my. Ek wil die boek lees, ek wil die manual lees, ek gaan nie net hierdie ding in die muur prop nie. Ek gaan nie net lewe nie. Ek wil weet om reg te lewe. Wat sê U? Hoe moet ek lees? Lees die manual. Lees die handleiding, ekskuus, dis die regte woord. Lees die handleiding. Dan gaan jy weet wat die Vader van jou vra. Dan gaan jy goeie vrug dra. Want hy sê ook vir Josua, as jy hierdie boek bewaar, sê hy, sal jy goed wandel en die goeie sal oor jou kom. Dis wat hy vir hom sê. En dit verander nie. God is 'n God van sy woord. Kom ons bid saam. Ja, dankie Vader, Here, dankie. Dankie dat U ons gemaak het, eerstens. En net dit sê, die feit dat U ons gemaak het, beteken, U het ons nodig op aarde, nie dat U iemand nodig het nie, maar U begeer om ons op aarde te gebruik. En U het 'n nodigheid gesien vir ons, vir elke individu wat hier voor my sit, vir elke boetie en sussie. Here, het U volgens U vingerprint gemaak, U het U hand op hulle gelê. Hulle het 'n DNA wat uniek is aan elkeen van hulle. Het elkeen geskape met 'n goddelike skepingsdoel. Ja, Here, dat hulle tot lof van U naam daar buite 'n verskil kan wees in hulle gesinne, in hulle families en so ook vir die wêreld daar buite. En vanmôre wil ons sê, Heilige Gees, ons wil opnuut net voor U kom en sê, ons wil erken eerstens, ons is die maaksel van U hande. Help vir ons om te wandel volgens dit wat U vir ons voorberei het. Om op hierdie pad te wandel wat U vir ons voorberei het. En vergewe ons waar ons soms ons eie ding doen, ons eie plannetjies maak, moedeloosheid of wat ook al die rede mag wees. Help vir ons om te bly by U. En Vader, as ons ietsie in ons lewens het, dat ons dit nie selfs op 'n beer regmaak nie, maar dat ons sal teruggaan na U wat ons ken. Dat ons U sal soek in al ons weë. Dat ons in die woord, Here, sal gaan kyk wat sê U. En dat ons dit sal gebruik en daarvolgens sal wandel. Want Here, U sê, U woord is 'n lig vir ons voet en 'n lamp vir ons pad, dat ons in hierdie duisterheid die waarheid, die woord en die lig sal vashou. En dat ons sal wandel volgens dit wat U vir ons gesê het, Here. Dankie dat U 'n goeie Vader is. Dankie dat U lief is vir ons. Dankie U hart brand, dat ons almal suksesvol sal wees in U. Dis U begeerte. En daarom het U die einde van die begin gemaak. En U sê U sal ons deurdra. U is met ons, U is saam met ons. En dit wat U oor ons besluit het, sal tot stand kom, Here. Want U sê wat U spreek, kan niemand verander nie. Selfs die seun kan hom nie verander in 'n vloek nie, want wat U geseën het, is geseënd. En dankie daarvoor, dat ons in daai veiligheid kan wandel. Dat U Heilige Gees ons vashou, ons koester, ons lei. Dat U by ons is, met ons is, ons nooit sal begewe om verlaat nie. En daarom kan ons weet, met ons God loop ons 'n bendestorm. Met ons God spring ons oor 'n muur.
Vader, hulle is ons soos 'n Moses, wat van kleins af weggegee was, het U hom teruggebring na sy roeping. En U het hom gekry om die volk te lei na U toe. En so elkeen van ons. Al is ons nou in 'n mandjie of waar ook al, roep ek elkeen terug, Here. Myself, roep ons terug in die bestemming, in die roeping, wat ons hulle vasmaak in die gees, wat U hulle toegeroep het, Here. Dat hulle daarin sal wandel, dit sal kies. Vader, ons vra dit alles in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen.